Goeiedag Handelinge en baie welkom by ons aanlyn diens. So ons tema is vandag kamoufleer. So ons praat 'n bietjie oor hoe dit lyk as jy toegemaak is, as jy nie raak gesien kan word nie, as jy beskerm is. So kom ons bid saam en vertrou ons die Here om vir ons 'n stukkie van sy woord te kom oopbreek. Here, baie dankie vir u genade. Dankie dat u ons toemaak. Dankie dat u ons bedekking is. En vandag bid ek Vader dat u aan ons sal kom openbaar hoe u ons toemaak met u beskerming, hoe ons onder die vlerk kan inbeweeg en die nabyheid en die beskerming kan geniet. In Jesus se naam. Amen. Is kamouflering verskriklik belangrik. So verskillende diere kan aanpas tot hulle omgewing om hulle self te beskerm, reg? So as jy dink aan daai verkleermannetjie, die oomblik as hy tussen bruin takke en blare is, dan raak hy soos daai takke en daai blare. En as hy op 'n tak sit met baie groen blare, dan pas sy lyf so aan dat hy verskuil is tussen daai groen blare. So ons dink aan zebras. Hulle strepe is van so 'n aard dat as hulle kleintjies langs hulle in beweeg, dan lyk hulle kleintjies deel van hulle en dan kan die leeu's nie daai baba zebras raak sien nie. Maar in my en jou lewe is dit eintlik ewe waar. Ons is weggesteek, ons is beskerm teen die vyand, ons is beskerm teen die wêreld en God kamoufleer ons. Hy maak ons toe. In Exodus 11 gaan Moses na die Farao toe en sê God gaan 'n laaste ramp stuur. Maar God het vir Moses gesê, luister, as jy hierdie laaste ramp aan die Farao gaan bekend maak en as hierdie ramp hulle tref, dan gaan die Farao so skrik dat hy julle eintlik gaan uitjaag uit Egipte uit. Moses gaan na die Farao toe en sê, alle eerstegeborenes gaan sterf, selfs diere se eerstegeborenes gaan sterf. Maar hoor gaan mooi, dit is vir my so mooi. In vers 7, Exodus 7 vers 7, sê God vir Moses, by die Israeliete sal dit egter doodstil wees. Daar sal 'n hond nie eers vir 'n mens of 'n dier grom nie. Dit sal duidelik wees dat die Here onderskeid maak tussen Israel en die Egiptenare. En dan in hoofstuk 11, word daar 'n bevel uitgevoer dat die Israeliete 'n rammetjie moet slag, 'n lam se rammetjie moet slag en hulle moet daai vleis eet. Maar hulle moet die bloed van daardie lam moet hulle aan die deurkusyne stuur en as die ramp oor Egipte kom, dan sal daardie bloed aan die deurkusyne 'n merk wees dat die doodsengel verby moet beweeg. Die Israeliete is gekamoufleer, die Israeliete is toegemaak teen die ramp. En hierdie was ook die eerste Paasfees genoem, nê? Die eerste teken dat die Here deur sy seun Jesus Christus my en jou kamoufleer en bedek en beskerm teen die gevare van die wêreld. Ek en jy is soos daardie verkleermannetjie wat in 'n boom sit, wat nie raak gesien kan word deur die vyand nie. Wat bedek is, wat toegemaak is, wat veiligheid kan ervaar teen die vyand daar buite. Ek en jy is soos daardie zebra babietjie wat teen sy ma staan en die leeu sien daardie babietjie nie raak nie. Die vyand kan my en jou as te ware nie raak sien as ons onder die bedekking, die beskerming van die lam is nie. Is dit nie wonderlike nuus dat ek en jy in 'n rowwe wêreld, in 'n wêreld waar daar vyande is wat ons wil kom vernietig, gekamoufleer is nie. Ek en jy is toegemaak, net soos die Israeliete gekamoufleer was teen die doodsengel, is ek en jy vandag nog onder daardie selfde verbond, daardie selfde wet, daardie reëls, dat as ons die lam se bloed voor ons hou, kan die vyand ons nie raak sien nie. Ek en jy, onder die beskerming van die seun se bloed, is gekamoufleer teen enige bedreiging. En ek hoop dat hierdie boodskap jou vandag weer opnuut bemoedig en krag gee
en sommer vrede gee, dat die Here my en jou kamoufleer. Amen. Ek wil vir jou bid vandag, en ek wil die Here vertrou dat hy jou weer sal kom wys, dat hy jou toemaak. Ek en jy hoef niks te doen nie. Net soos daai verkleermannetjie, hy sit in die boom, sy lyf reageer outomaties. So is ek en jy, wat onder die Here is, ook outomaties gekamoufleer. Here, ek bid vir elkeen wat vandag luister. Elkeen wat vandag bang is, dat hy oop is, bang is, dat die vyand hom of haar gaan kom vernietig. Here, ek bid dat U hulle sal kom oortuig in hulle gees, dat U vir hulle sal kom wys, dat U die werk gedoen het. Outomaties, as ons in U glo, kamoufleer U ons. Dankie daarvoor, Here. En ek bid, Vader, dat U elke gedagte wat vandag onstuimig is, sal kom rustig maak. Elke hart wat onseker is, sal kom aanraak. Dankie dat U die groot geneesheer is, die een is wat die prys betaal het. Ons is lief vir U.